Vader, ons dankie vir hierdie wonderlike dag. Ons dankie vir die seëning wat U vir ons bied, vir die voorreg wat ons het om U woord te bevorder, na te streef en te lees. Liewe Heer, maak duidelik in ons harte dit wat U met ons wil deel, en laat ons dit ten volle kan gebruik om U krag te beleef en uit te leef. Amen. Hemelvaart kan maklik min aandag verdien wanneer ons oorbeweeg van Paasfees na Pinkster toe. Baie keer word hemelvaart net gebruik as 'n afmerkboksie, net om afgemerk te word, sodat ons Pinkster kan vier oor 'n week en 'n half. Die afgelope tyd het 'n beeld by my opgekom om hierdie verwondering van hemelvaart te verduidelik en te verstaan. En dit is die beeld van 'n pion wat na die ander kantstery toe beweeg om gepromoveer te word, om bevorder te word na 'n koninklike stuk in die bordspel van skaak. Gewoonlik word die pion bevorder na 'n koningin toe, en dan, as jy daai spel kan regkry, is die koninklike stuk baie sterk en regeer gewoonlik die bord. En die speler wat dan dit maak, wen gewoonlik. En net soos 'n pion 'n tree vir tree geveg moet neem in hierdie bordspel van skaak, opgeoffer word, uitgeterg word, gestoot word, so kan ons dit ook vergelyk met Jesus in sy storie. Soos 'n pion, gebore op 'n onbelangrike plek, 'n onbelangrike stuk in hierdie groot plan, opgeoffer word, uitgebruik word, misbruik word, en éventueel homself heeltemal tot dood toe oorlaat, sodat hy dan weer opgewek kan word, en dan opvaar om 'n koninginstuk te word, 'n koninklike stuk te word. So is dit ook met Jesus, wat gebore was op 'n onbelangrike plek. Jesus, wie 'n onbelangrike mens was, maar wat 'n belangrike een geword het deur die werk van die Vader. Hierdie metafoor help ons natuurlik om te sien dat elke tree, soos 'n pion in die bordspel van skaak, is Jesus se elke tree in sy lewe van belang om alles, totaal en al, die wil van die Vader te doen. En so ook kan ons die hemelvaart nie uitsonder as onbelangrik nie, want net so is dit belangrik, sodat die troonbestuiging kan plaasvind, wat 'n ander naam is vir die hemelvaart, sodat hy dan kan sit aan die regterhand van God, om van daar af dan te regeer. En natuurlik het hierdie beeld sy swakpunte, maar dit help ons 'n bietjie verstaan dat dit belangrik is en nie net nog 'n afmerkboksie vir ons moet wees in hierdie tyd nie. In Efesiërs 1 groet Paulus die gemeente en hy bring lof aan God, en dan bring hy voorbidding aan die gelowiges in Efesiërs. Nou hierdie voorbidding is vir ons belangrik in hierdie tyd, veral met hemelvaart. Dit is in hierdie voorbidding wat ons die kern, die waarde sien van Jesus se troonbestuiging. Paulus maak ook bekend in hierdie voorbidding aan die gemeente, aan die heiliges, die hoop van die eindtyd, die rykdom van die gemeente, die eklesia, die kerk, en natuurlik die mag en die krag van verlossing wat die Vader vir ons bied deur die werking van Jesus. Kom ons lees saam. Ons lees uit 1 Efesiërs vanaf vers 15. Om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dan bid ek dat die God wat van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word,
nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee. As hoof oor alles, die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vul. Amen. Paulus vind vreugde in die gemeente in Efese, en die gelowiges van God. Die wat geloof het in die almagtige God, deur wie sy krag duidelik gemaak word. Hy noem dit, want hy merk hoe belangrik die kerk is, die ekklesia, dis die Griekse woord wat Paulus gebruik. Nie net 'n bymekaarkoms nie, maar die ekklesia, die liggaam van Christus. Tesame met dit merk hy nog meer belangrik, hoe belangrik dit is, hoe God se krag deur die gemeente vloei, deur die liggaam vloei, deur hierdie ekklesia vloei, sodat hulle sy werk kan doen. Dit is tog waarvoor die gemeente geroep is, as die liggaam van Christus. En natuurlik sê Paulus baie duidelik, wanneer die liggaam is die hoof net een, en dit is Christus. En daarom doen hy dan hierdie voorbidding. In vers 17 bid hy dat God vir hulle 3 goed sal gee. Deur geestelike wysheid openbaring noem hy dan hierdie 3 goed. Hy sê 1, die hoop wat God se roeping bied vir die gelowiges. Die heiliges is die woord wat hy hier gebruik. In die tweede plek, die heerlikheid van die rykdom van sy erfenis vir die heiliges. En dit is die gemeente. Hy sê die ekklesia, die kerk, is die rykdom, is die erfenis van sy rykdom, van God se rykdom, wat ons kan beleef hier en nou. En in die derde plek wat hy vir hulle bid, is dat hulle onvergelykbare grootheid, die onvergelykbare grootheid van sy mag en sy krag sal beleef en dit sal erken. Paulus gaan dan voort om hierdie krag en hierdie mag te verduidelik deur die verlossing wat hy bied deur Jesus Christus. Dit is in hierdie derde punt, in die mag en die krag van God, deur die verlossing van Jesus, wat die hemelvaart se boodskap tot volle vloei, tot volle werklikheid vir ons bekend word op hierdie dag. In vers 20 sê hy, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. Sien julle hoe die opstanding en die hemelvaart amper soos 2 kante van dieselfde muntstuk is wat God se krag uitbeeld. Ons kan dit maar noem magsdade van die Vader wat hy uitoefen deur Christus. Die opstanding sou nie sy volle krag beleef word as dit nie was vir die hemelvaart nie. En so is dit ook vir die hemelvaart teenoor die opstanding. En ons kan dit 'n stapie verder vat. Dit is so ook vir Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. Dit kan nie sy werklike krag beleef en erken word as ons dit nie saam met die hemelvaart en saam met die opstanding lees en begryp nie. In vers 21 sê Paulus hoekom die Vader dit gedoen het. Hoekom hy Jesus verhewe het, om 'n troonbestuiging gegee het. Bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, sodat hy oor hierdie 4 bose magte kan regeer. Dit beteken, die Vader gee vir Jesus die krag. Hy gee vir hom die heerlikheid om oor elke bose mag wat die wêreld regeer. Hy gee vir hom die krag om oor dit te regeer. Dat Jesus belangriker is, meer belangriker is as enige mag wat ons kan beleef of van weet wat op aarde bestaan. Die troonbestuiging, die hemelvaart, is 'n bewys van God se krag. Dit is 'n magsdaad, net soos wat die opstanding was. Natuurlik eindig God se mag nie daar nie, en dit kan doelbewus nie daar eindig nie. Daar is 'n rede hoekom Paulus hier die kerk intrek, dat hy sê, God, die Vader, het Jesus verhewe om hoof te wees van die kerk. Hy het aan hom die kerk gegee, die ekklesia, nie die kerk Midrand nie, die kerk, die liggaam van Christus, gegee vir hom as hoof te wees. Die opwekking en die hemelvaart beleef ons sy krag. Ons beleef dit en ons vind sy effektiwiteit en die vloei van sy krag daardeur. Maar deur die uitleef van die kerk beleef ons dit in regte tyd. En daarom sê Paulus in vers 22, hy het alles onder sy voete gestel en hom
die kerk gegee, as hoof, as oor alles. Die kerk wat sy liggaam is, dit is Christus. Die volheid van hom wat alles in almal vul. Die kerk is die volheid van Christus. Ek herhaal, die kerk is die volheid van Christus. En dit word volgemaak deur Christus self. Alles wie Christus is uitgestort in die kerk, in sy liggaam in, van wie hy die hoof is. Dit wil sê, die kerk kry lewe as gevolg van Christus. Natuurlik sien ons die waarlike begin, die egte begin, wanneer die Heilige Gees uitgestort word by Pinksterfees. Maar Paulus sê vir ons eintlik baie duidelik hier, dat dit al vroeër begin. Dit begin by sy troonbestuiging. En nog vroeër, dit begin eintlik by sy opstanding. By die eerste wonderlike magsdaad wat God die Vader gedoen het deur Jesus. So ja, ons het vroeër begin. Is hemelvaart net 'n afmerkboksie? Ons het hemelvaart as 'n afmerkboksie nodig. Ja, ons het dit nodig om van die opstanding na die Pinkster toe te gaan. Dit moet daar wees. Maar dit wys vir ons juis dat sonder die hemelvaart is die Pinkster nutteloos. En sonder die hemelvaart is die opstanding ook nutteloos. Die magsdade is nodig sodat die Gees sy werk kan kom doen. Sonder die magsdade het die Gees nie vashou plek gehad nie. En dit is deur hierdie magsdade wat die Gees volle effektiwiteit bereik en waar dit regtig ontvlam, as ons dit so kan stel. Die troonbestuiging is noodsaaklik. Dit is noodsaaklik om dit te vier, want deur dit word Christus geplaas aan die hoof, nie net van die kerk nie, maar van alles. As hoof oor elke bose mag. Daarom is die kerk die grootste mag op aarde, omdat dit die liggaam van Christus is, omdat hy die troon bestyg het, omdat hy aan die regterhand van God gaan sit het, want die Vader het hom soontoe gevat, omdat die Vader hom uit die dood uit opgewek het, en ons kan al die pad teruggaan na die begin van hierdie pion se geveg op die bordspel. Ons moet daarom onthou, dat die hemelvaart nie gevier moet word uit gewoonte uit nie, soos elke geloofspraktyk wat ons het. Dit moet ook nie gevier word uit noodsaak vir Pinksterfees nie, want op sy eie moet dit eintlik 'n fees wees. Ek weet, baie lank terug was hemelvaart ook 'n vakansiedag gewees in Suid-Afrika. En dit is jammer dat ons nie daai wonderlike troonbestuiging kan vier op 'n wonderbaarlike manier nie. Die hemelvaart moet gevier word, want as werklikheid staan dit as kern in ons hele geloof, staan dit as kern in die reis wat Jesus loop, van opstanding tot uitstorting van die Heilige Gees en nog verder. Dit staan kern, net soos wat die opstanding kern staan en net soos wat die Pinksterfees kern staan. Die kerk se werk het ook nie begin by Pinkster nie. Ons het so ruk terug met Paasfees gevier dat dit vrouens was wie die eerste evangelieverkondigers was. En wat is 'n kerk sonder 'n verkondiger, 'n leraar, 'n prediker? Dit het begin by die opstanding. En dit het effektiwiteit gekry deur die hemelvaart en dit het vlam gevat by Pinkster met die uitstorting van die Heilige Gees. Mag hemelvaart vir julle dan in hierdie jaar en in elke jaar wat kom 'n dag wees wat met mag en krag vergelyk word. Mag en krag wat van God die Vader afkom. God wat dit bekend maak deur die opstanding, hemelvaart en die Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees van Jesus. Mag dit vir jou bekend staan as 'n teken van sy genade, as 'n bewys van die hoop wat sy roeping inhou vir jou en vir ons as kerk. En mag dit staan as 'n hoeksteen, 'n fondasie vir die liggaam van die hoof, wie Christus is. Die hoof wat verhewe word bo elke ander mag en gesag en bo elke ander naam. Dit word gedoen sodat jy, heilige, gelowige, die goeie werk van Christus kan en gaan doen.
Mag die Here met julle wees en mag julle onthou dat sy troonbestuiging vir jou hoop gee. Mag julle onthou dat deur sy mag wat bekend gemaak word deur hierdie troonbestuiging, deur hemelvaart, dat julle dit ter harte sal neem en dat julle sal weet as die Ekklesia, die liggaam van Christus, daai mag het om heilig te wees in sy naam. Amen. Here, U het ons geseën vandag met 'n wonderlike boodskap en ons vra dat U dit in ons harte sal kom vestig, dat ons vir altyd sal onthou, hemelvaart is 'n besonderse tyd, 'n besonderse magsdaad, dis 'n troonbestuiging van Jesus, om verhewe te word bo elke mag en gesag en bo elke naam op hierdie aarde. Hoe wonderlik is dit nie dat ons dan deel is van daai liggaam nie. Help ons om dit te herinner en help ons om altyd werklik U naam bo elke naam te stel. Ons is nie spesiaal nie, liewe, ons is U dienaars, ons is slawe in hierdie liggaam. Ons is werkers. Ons moet werk. Liewe, maar hoe bewonderlik is dit nie dat ons kan werk vir U, die naam bo alle name nie. Vestig dit in ons harte, liewe Heer, dat U nie net 'n onbelangrike pion is nie, maar dat U 'n koninklike is en dat U regeer oor hierdie bordspel wat ons lewens soms noem. Seën ons, liewe Heer, met U genade, met U krag aanhoudend. Laat ons bewus word van dit, meer en meer. Ons bid dit, liewe Heer, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U genade wat U uitstort deur U liggaam na ons toe, U ledemate. In U groot en heilige naam. Amen.